En wat hierdie Gordon Hill Lewis? Hy reken, wat is sy presiese woorde, laat ek tog sy presiese woorde kry. Ek nou nie hier 'n foutjie maak nie. Ek kon dit nie glo nie. Sy. The new DA leader calling President Trump reprehensible. Okay. Asof ons nie genoeg shit vir Trump het nie. Nou kom hy met dit uit en reken Trump is reprehensible. Lyk my hulle wil hê hy met die Kaapbom. Dis hulle plan. Hulle wil hê hy met hulle bom. Nou, ek kan nie glo dat hy dit gesê het nie. Maar nou ja, wie weet wat het gaan regtig aan in hierdie politieke gemors van Suid-Afrika. Niemand weet regtig wat gaan aan nie. Want die vet weet. Ek meen, die top 3 in die polisie. Die minister, die nasionale kommissaris, nogal wat. Al 3 geskort vir onwelvoeglike dinge. Dis ons polisiemag. As hy topstruktuur so vrot is, hoe dink jy, hoe lyk dit af verder in die ranks af? Ek kan dit regtig nie verstaan nie. Dit gaan my verstand te bowe. En almal gaan net op, hulle word geskort, vol voordele en alles. So hulle kry lekker lang verlof, voelpyn. En ons belastingbetalers, ons moet betaal. Ons betaler dit vrek soos dit is. Omtrent 60-70% van wat jy verdien, fucking gaan vir taxes en wet en allerhande charges wat hulle op jou sit. En dan moet jy nog jou geld gebruik om skool te betaal, wat hulle veronderstel is om te gee, met jou geld gebruik vir medies, wat hulle veronderstel is om te gee, met jou geld gebruik vir security, wat hulle veronderstel is om te gee. So die dienste wat hulle moet lewer, word nie gelewer nie. Wat die fuck word met die geld gemaak? Ja, my moer se salarisse natuurlik, en al die byvoordele, en al die karre, en blouligbrigades, en al die dinge. Dis skrikwekkend. En het nou 'n paar artikels uitgekom oor hierdie Paul Mashatile. Goeie genade, maar die ding is vrot hoor. En hy is in lyn om president te word. Nee wat manne, ons is diep in die kak. Maar sê 'n ander woord daarvoor nie. Ding waaroor ek wil praat. Ek het nuusberigte oor dit ook, maar ek wil nog maar net sommer 'n bietjie praat oor. Hierdie stories wat nou skielik van eergister af oral uitpeel. Van dat dit nou ewe skielik reën in Iran, maar kwaai reën hoor. Reën in Irak, reën in suide van Turkye. Iran het 7 jaar droogte agter die blad. Dawie het vir my gesê, oom, dis heel droog hier hoor. Hierdie ouens 7 jaar, daar was daar berigte wat ek met julle gedeel het, dat Teheran het uit water uitgeraak en sulke dinge. Die ondergrondse watertafel, die water-aquifers is basies uitgeput by Teheran. En toe gebeur hierdie oorlog. En Iran gaan op 'n fucking uitwipe mission. Elke fucking Amerikaanse radar wat hulle in die hande kry, het hulle opgeblaas. En hulle het daai weather system control kompleks in Dubai in sy moer ingeskiet. Al daai goed vernietig. En wat die fuck gebeur? Skielik begin dit reën in Iran. Damme damme wat oorloop. Riviere wat en goed wat leeg droog was vir 7 jaar. Is in flood. En in Irak is daar floods op die plains. Nou, is daar mense wat nou sê, ja, dis nou conspiracy theory. Maar daar's ander ouens wat sê, nee, kombinasie van daai radars en hierdie jy weet, hierdie chemtrails wat hulle so maak, wat aluminium bevat, daai aluminium, met die radars kan hulle daai goed blykbaar warm maak. Dan sit jy met die ander praktiese realiteit, dat daardie deel van Iran, Irak, suide van Turkye, hulle reënwolke en so ontstaan, en jy sê daar langs Oman af en so. Met ander woorde, Dubai
sit basies tussen die oorsprong van daardie 3 lande se VOG generation, natuurlike VOG generation, en die lande. Ek het vir julle hier laas jaar, dink ek, artikels gelees en ek vir julle video's gewys van hoe dit oorstroom het in Dubai. Ek meen, just like dit was so kwaai, die water het so dik in die partystrate geloop tot by die karre se deurhendels. Toe het ek met julle die artikel bespreek van die meisie wat daai onderhoud gehad het met die ou wat in charge is van daai weerbeheersisteem sentrum, 'n moerse smart tegniese sentrum. En toe's die Arabier nogal ewe amper, kan ek sê, jy weet, ja, dit was 'n oepsie gewees. En het 'n bietjie erg gegaan en dit het nou gebeur. 'n Soort van, ja, dit is nie so serieus nie. En ek het vir julle baie artikels gewys van die radarstelsels wat Iran opgeblaas het van die Amerikaners. Die een in Qatar, en dan die een in Bahrein, en dan die een in Saudi-Arabië. Helse goed. Dis 'n vervanger, hulle praat van die vervangingswaarde van die goed is oor $1 biljoen elk. Wat 'n moerse radars is dit? En verder was daar nog baie ander radars. En die Iraniërs het hulle gejag en hulle uitgehaal hoor. Like hell. Jy het elke dag gehoor net nog radarinstallasies af, nog radarinstallasies. Soveel so dat hulle nou, Amerika het nou hulle lugafweer radar goed geskuif Jordanië toe. Maar al die ander is moer toe. En ewe skielik reën dit. Dit reën en dit sneeu en daar's water en wat. Nou weer manipulasie, ons is nie onkundig oor dit nie, ons is almal bewus van hulle doen dit en so hier. Maar op daai skaal, nou is my gevoel net, my opinie is net, om dit te doen aan Iran, 7 jaar se droogte, ek meen, dit is skrikwekkend. Hoe fucking evil is daai mense, daai Amerikaner, om dit aan 'n land te doen? En dan luister ek na een van hulle, ek dink het was hy Besant wat gesê, hulle ekonomiese veldtog teen Iran is so suksesvol, dat Iran sukkel nou om sy mense kos te gee. En hy sit en sê dit met 'n fucking smile. So, Iran sukkel om hulle mense kos te gee. En hy is baie fucking in sy noppies met dit. Hoe fucking evil is dit? En dan kom daai minister van verdediging van Israel, ewe braaf met 'n nuuskonferensie en hy sê, ons is reg om Iran te bom in die Stone Age. Ons wag net vir die green light van Amerika. Okay. Die hoeveelheid mense wat hulle nou al gemoor het, nee, daai fucking Israeliete. Ek het al baie oor dit gepraat. Dit is reg. Maar die wêreldopinie is besig om teen 'n helse spoed te draai teen die Israelies hoor. En daai moord en doodslag van hulle, die mense kyk nie meer weg van dit af nie. Daar's nou lande wat begin sê, nee, wow, daai is nie reg nie. Satanayo probeer dit natuurlik regverdig met alle mag en krag. Trump support hom. Wat sê dit vir jou van daai administrasie van die Amerikaners? Wat sulke dinge doen? Wat doen sulke dinge? Maar hulle wil vir jou vertel, Iran is die bron van al die terrorisme in die wêreld. Kyk wat doen hulle? Wat doen hulle? Dis mos terrorisme wat hulle doen. Jy moet oor hierdie goed dink en nie vir jouself die vraag afvra. En dan moet jy vir jouself mooi probeer en dan draai jy die prentjies in jou kop en jy imagine. Trump wip sy gat en hy begin Suid-Afrika bom. Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dan optree? Jy moet oor hierdie goed dink hoor. Daai mense is fucking evil. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. So hier en daar is daar ouens wat begin opstaan teen dit en begin teen dit praat en kyk met die mag en krag wat op hulle toegesak word en hoe hulle beledig en verneder word. En daai generaal wat net bedank het nou het hulle 'n ding omgestel, hy kom van Korea of van Vietnam af. Hy glo in witchcraft en sulke dinge. Hy is nou in daai ou se pos wat gefire is. En dan is daar baie stories wat ek lees, klein beriggies wat ek lees. Daar's groot ongelukkigheid in die
Amerikaanse weermag oor hierdie hele setup in Iran. Sê ek vir 'n pel van my vroeër vanaand net, sal dit nou nie ironies wees as ons in 2026 'n staatsgreep in Amerika sien, 'n militêre staatsgreep in Amerika sien. Dit sal hom ironies wees hoor. Die groot hart van demokrasie. Coup d'etat. Maar nou is mense wat begin besef, hierdie ouens is op die verkeerde pad. Wat hulle hier aanvang is nie goed vir Amerika nie. En die ding wat my moedig maak, is hier kom allerlei berigte uit van hoe daai korrupte farmaseutiese kompleks in Amerika die mense vergiftig het met farmakeia kak. Maar jy hoor nie van ouens wat tronk toe gaan nie. Die donders wat die voorsangers van daai koor is, hulle loop nog rond, hulle kry nog spreekbeurte op verhoor. Wat se wêreld leef ons in? Wat se wêreld is dit? En ja, dis waarmee ons sit. Dis waarmee ons elke dag gekonfronteer word. So ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding van die weer nie, maar as ek na die berigte kyk en so, dan begin dit vir my al moeiliker word om te dink dat dit is nou bloot toevallig dat nou skielik begin reën in Iran en in Irak en in die suide van Turkye. Hoe werk dit?